Liewe gemeente, dis nou vir my 'n geweldige voorreg om vir ons voor te gaan met die bediening van die nagmaal. Ek het 'n stukkie brood en 'n bietjie koeldrank by my. Jy kan enige ietsie drink en enige ietsie eet wat jy wil. Al wat saak maak is dat jy ietsie het om so mee te maak. Geliefdes in die Here Jesus Christus, die Here het self die nagmaal ingestel. Daarvan getuig Paulus, ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die nagmaal is in sy wese 'n verbondsmaaltyd waar die band tussen Christus en die gemeente telkens vernuwe word. As verbondsmaaltyd het dit onder andere die volgende betekenisse. Die nagmaal is 'n waarborg. Daarom sê hy, dit is my liggaam en dit is my bloed. So seker as vir elkeen hierdie brood voor sy oë gebreek word en hierdie beker aan hom gegee word en ons dit met die mond eet en drink, so seker het ons deel aan Christus, aan sy sterwe en opstanding. Hierdeur waarborg hy sy soenverdienste vir ons, so volledig asof ons self voor God gestaan het, self die straf vir ons sonde gedra het, self daarvoor gesterf en opgestaan en ons geregtigheid voor God verwerf het. Die sekerheid wat die waarborg ons gee is nie gegrond op gevoelens of stemminge nie, maar op die tekens uit die hand van die Here. Dit is in die Here self gevestig. Die nagmaal is ook 'n verkondiging van ons toekomsverwagting. Ons het in die nagmaal die versekering dat die Here een met ons is. Tog kyk die gemeente hiermee ook vooruit na sy wederkoms en verkondig daarmee die dood van die Here totdat hy weer kom. Deur die nagmaal strek ons uit na die dag wanneer Christus in heerlikheid sal verskyn en alles tot volheid sal bring. Die dag wanneer hy die hemel en aarde nuut sal maak, sodat geregtigheid daarin kan woon. In die nagmaal verlang die bruid van Christus na die bruilofsmaaltyd van die lam. Die nagmaal is ook 'n vreugdefees. Al spreek die tekens van die lyding en sterwe van Jesus Christus, van sy kruis, sy bloed wat vergiet is en sy liggaam wat gebreek is, staan die nagmaalsviering nie in die teken van rou en droefheid nie. Hoewel die gemeente die nagmaal met gewyde erns vier, is dit tog 'n vreugdefees wat die Heiland op 'n besondere manier die vreugde van sy lyding, sterwe en opstanding uitdeel. In die nagmaalsfees mag die gemeente nou al van die vreugde smaak wat vir ons wag by die bruilofsmaaltyd van die lam. Broers en susters, voordat Jesus in hegtenis geneem is, het hy en sy vriende vir oulaas geëet, en soos wat hulle eet, het hy die brood geneem, dit gebreek, en gesê, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek gaan word. Neem dan nou die brood, wat ook al jy gaan eet dit, dink daaraan en glo, dat Christus se liggaam vir jou sondes gebreek is. Toe hulle klaar geëet het Jesus die beker geneem, en gesê, dit is my bloed, die teken van die nuwe verbond. Neem dit nou dit wat jy gaan drink dit, dink daaraan en glo, dat Jesus se bloed vir jou die ewige lewe waarborg. Ons heerlike Here Jesus Christus, ons het nou ietsie gedrink en ietsie geëet, en dit was vir ons lekker. Maar dit vergelyk nog nie met dit wat dit simboliseer nie. Here, hierdie kos en hierdie drank word verander. En dit word tekens van u liggaam en u bloed. Dankie dat ons kan deel hê aan u. Nie net aan u lyding nie, maar ook aan u heerlikheid, Here. Dankie dat ons kan weet, u stry vir ons die goeie stryd, en u het reeds die mag van die dood oorwin. Heilige Gees, ons sê vir u dankie dat u ons ook verander, vernuwe, herskep, sodat ons in staat is om die goeie werk te doen, waarvoor ons Vader ons geroep het. Baie dankie dat ons kan weet, daar is niks wat in die pad van u werk kan staan nie. Amen.